Welkom by nog 'n episode van Kuier op die Rusbank met myself, Bradley Jonathan. En ek is opgewonde om weer vandag hier te wees. Dis weer 'n voorreg wat ons het om te kan gesels. Dis 'n genadekans uit die Here se hand uit wat ons het om te kan gesels met 'n baie spesiale gas. Al die pad van Kommersdal ook, uit groot geraak in Kommersdal, skool gegaan in Kommersdal. 'n Baie dinamiese jong man. Julle sal nou sien, is 'n baie dinamiese jong man. Hy's vol lewe en ek wil hom verwelkom hier op die program. Ashley Daniels, baie welkom. Is 'n wow en 'n wow. Ashley Daniels vir julle almal. Yes, welkom hierso en ek is bly dat jy vandag saam met ons kan kuier op die program. Dankie Bradley. Dit is 'n voorreg wat ons het om met jou vandag te kan gesels. Nee, baie dankie dat jy my hierso het. Dis nie maklikie. Ek kan nog steeds op my sinne wees. Nee, is reg. Alles ek op praat, maar Yes. ja. Ashley, ek wil gou vir jou vra, waarvoor is jy dankbaar vandag? Ek is dankbaar dat ek nog hierso is. Dat ek nog lewendig is. Soos nou sal hoe verder praat, sê jy die mense hoor hoekom ek dankbaar is. Van ek dink ek moes al lankal weg was. Ja. En ek dink ook die manier hoe jy is, hoe jy nou daai opgestaan het en sommer gedans het. Wow. Kan ek eintlik sê dat as 'n ding wat ek altyd noem dat jy verstaan nie my prysie of dis hoekom jy ken nie my storie nie. So jy sal nie my prys verstaan nie. Jy sal nie weet hoekom ek so is nie. Is gou vinnige icebreaker. Lees of movies? Ons het nou kom ons daar groot geraak. Ja. So ons ken van kinderdae net movies. Ja, nie lees As jy nie. iemand met 'n boek sien, is dit jou ma. Yes, waar. Maar jy sien nie 'n vriend. Nee. Maar jy van hier hoekom lees jy? Wat lees jy? Maar ek sal sê movies. Movies. Nou sê gou vir ons, is daar 'n spesifieke movie wat miskien vir jou uitgestaan het eendag wat jy hom gekyk het en jy iets kon geleer het uit daai movie uit? Ja nee, ek en my vrou nou die dag 'n movie gekyk. Is 'n Suid-Afrikaanse movie. Ek ken nie die naam nie, maar wat ek in daai movie het geleer het, daar's 'n ou, hy's 'n mechanic, maar hy kan ook sing. So sy pa het sy ma en sy suster doodgemaak. So hy het baie kwaad gehad. Maar daai producer het hy man geverstaan en het hy man geguide en daai movie speel ook DJ Tira. So DJ Tira was die ou se producer ook en daai ou het die ou geguide. Van daai geheel, laat hom begin vry die ou nou wat gaan aan. So die man oopmaak. Toe verstaan jy hoekom is die man so kwaad. Hy bly drink net en het die man geguide tot die man hy het 'n groot gig gekry. So daai movie was vir my baie nice. Weet jy nee, nou wat jy dit oor het praat, weet jy dat soos ons ouens wat in musiek is en ek weet daar's baie mense, daar's goed wat ons hier oor praat. Selfs jy ook. 100%. En kyk wat het gemaak met daai ou. Ja. Sê gou vir my, as jy kon 'n expert gewees het in iets, wat sit en lag jy tog alweer. Yes. As jy kon 'n expert gewees het in iets, wat sou jy wou gewees het? Om eerlik te wees nee, in vandag se lewe, ons bly by die huis en ons gaan werk toe. So always by die huis is goed klaar lekker. Ek sou verkies om 'n persoon was wat mense by die werk se lewe vir hulle lekker maak. Jy weet as jy jou oë oop maak, hy wil sê yes. Ek kan nie wag om by die werk te kom nie. Ek wil daai persoon wees. Dis hoekom ek altyd try. By al my werke wat ek gewerk het, as jy gaan vra van Ashley, jy weet nee, alsof jy sê nee, daai is iets anders. Dis 'n ander sien. Ja. Ja. Nee, ek is bly. Ek kan getuig dat jy so 'n persoon is. Ashley sê my gou, SMS of bel? Yes. Ons is wel gewoond. Die foto nou is ingekom, hierdie touch goede en wie se iPhone goede. Ons hoef van SMS, ons het kort ge-SMS. Ja, nie Ons boodskappe SMS nie. WMJ. Ja. Ja, weet. Wat maak J? So SMS was my favorite. Jy sê iets sommer 'n dik brood. Ons noem nie brood daai jare, so noem tee. Ja, okay. Ons noem sommer so. Die chat ek gesels met jou, maar dat chat ek met 'n goose. Ja. Ek kyk en sien. ons- Ek kyk. Soos ons hier gesels kan jy nou hier gesit en gechat Ek is het. goed besig in 'n meeting. Ja. Maar ek verkies SMS. Jy verkies SMS. Engels of Afrikaans?
Om eerlijk te wees, ek is eintlik 'n Engelse ou, Hey. maar ek verkies Hey. om Afrikaans sal ek praat. Ek verkies Afrikaans. Ja, ja, ja. In my gedagte, strictly Engels, want ek praat met myself in Engels en maar ek doen nie goed in Afrikaans. Ons laaste icebreaker. Wat sou jy sê? Sedan, klein karretjie of 'n bakkie? Nee, wat? Ek kan nie van die dan afs jumpy. So ek verkies 'n bakkie. Jy is mos die jumping guru. 'n Bakkie is maar net 'n lekker kar. As die verkeer lank is verkeerd, maar dan gaan ek pief. Jy sê jy kan 5 minute toe. Nee, gaan daar reik almal verby. So ek Ja. verkies 'n bakkie. 'n Bakkie. Ashley, van die begin van hierdie episode af, gee jy my nog net 'n lekker vibe, man. Gee my gou een woord om jouself te beskryf. Barabing, barabong. Is eintlik 4 woorde, maar okay, sal ek Yeah. maar summarize. Ons maak dit Yes. maar 1 woord net. Yes. Die ding is baie soos ek gesê het, ons sal praat dat al die mense verstaan hoekom ek hierdie persoon is wat ek vandag is. Ek wil hom nog goed gou inbring. My oupa is eintlik van Kakamas. So ons het baie daartoe gegaan met my auntie hulle van hulle so van daai kant. So daar was 'n plek waar ek getiep het. Toe omkry die mense my daar. So hulle sê daai plek as jy daar inval, dan kan niemand jou kry nie. So ek het langs daai plek gaan getiep. En ek het net gegaan die Here het my vasgehou heel aan. Ek het dit nie geweet nie. Is die volgende dag te hoor. So. Hy was 'n plek Ashley. Niemand, hier is die enigste wat uitgekom het. Baie dronk ouens want daar se drink hulle mos soetwyn. So hulle sê baie ouens het nie teruggekom huis toe nie. So ek is maar genade ou. Ja, nee, hy's genade. Ashley, vertel ons gou 'n bietjie van jouself. Waarvanaf jy kom, waar het jy groot geraak? Waar het jy skool gegaan? Gee ons gou 'n bietjie 'n glimps van jouself. Okay, ek is maar kom as daal ou. Ons kan nie praat en kan Ja, ons nee, hoor. definitief. Ja. Ek is van die Star Hotel. So dis waar ek groot geraak het. Ek het by St Andrews begin met skool. Graad 1 tot graad 7 toe. Ek het gehou baie van sport. So ek het gedoen op laerskool het ek gedoen hockey, cricket en sokker. So van daar toe gaan ek Eldorado toe. Van Eldorado af toe niemand sal glo nie, maar toe gaan speel ek in 'n movie in. 'n Movie. 'n Movie. En Jy moet vir ons hy link stuur of iets. ja, ek het gespeel Ons in 'n sien nou wat die movie. waarheid is. Nee, is die waarheid. Ek was hostage daar binne kan. Okay. Maar ja, ek is kom as daal ou. En ek het groot geraak waar ek my verstand begin kry, het ek nou aan 'n drughuis groot geraak. En dis al wat ons geken het. Dit was al die lekker om laerskool huis toe te kom nie, want as ek net die dryf vang, drugsquad. Amper elke liewe dag. Ja. As die drugsquad daar by ons hy skud en hy klompie goede. So dit was nie 'n maklike lewe nie. Okay, ons het nie honger gekry of whatsoever nie. Die ding wat bietjie erg vir my was ons het op toer gegaan. Suid-Afrika toe. So daai oggend toe ons moet skool toe gaan, wat is nou gaan Suid-Afrika toe. Toe ek my oë oopmaak, toe sê hy's vir polisie. So jy moet weet, toe gaan ek alleen skool toe. Want toe het my ma hulle toegesluit. Toe gaan ek alleen skool toe. Toe daar by die skool kom, die ouers is daar met hulle se kinders, met die kinders. Ek is die enigste een wat nou nie 'n ouer gehad het nie. Soos al die kinders sê baie van hulle se ma sê ek ook baie mamma, maar daar's niks mamma daar Ja, nie. ja. Maar so dit is hoe ons goed geraak het en soos vorentoe praat sal ek nog sê hoe my lewe was en waar ek vandag is. Jy kan voortgaan. Okay, so kom ek praat maar net klaar. Die ding is wat gebeur het is soos ek gesê het, ons het in 'n drughuis in groot geraak en dit was nie maklik nie. Daai ou nou afgesterwe was naam was Harold Blunder. So hy was 'n groot ou, baie ouens het hom gevrees en kom as daal en so wat gebeur het jy sê ek hou van ons praat slang, kom as daal mense praat slang. Praat hom. So ons het groot geraak Tomaga beteken ons het baie mense gebly Ja. So ons het nie ek het nie geken van op 'n bed slaap nie. Ons het geslaap op 'n matras of op 'n bank in die sitkamer. Whatever hy daar is. Ja, so wat gebeur het is daar was nou een aand, was in die week se nou, want die volgende dag was skool. En toe ek hoor die ryte breek. Toe ons kyk dis die Here Blunder. Wat ons ryte slat van die man, hy wil op skuld kry. Hy wil op skuld goed te vat en my ma kan nie vir hom op skuld gee nie. En dis hoe ons dis hoe ek groot geraak het en ek moet sê ek haal my hoed af vir maans wat tot vandag toe alleen kinders grootmaak, veral seun kinders.
Dit was nie maklik nie. Van jy leer goed by die skool, jy leer goed by die kant. Goed wat jy by die kant leer, dis nie wat jy in die huis in leer nie. Is waar? Van ek het baie goed geleer by die kant en daai goed raak jy geheg aan. Van nou weet jy nie weer wat jou ma sê nie. Van die bra sê dan nee, ek dis nie my ma nie. So besig nie ek kon ook my ma is as 'n vrou mens. Ja. Sy kan my nie slat nie. Nee. So ons het nie met paans groot geraak nie. Ek haal my hoed af vir die paans wat daar is in die lewe van hulle se kinders of van die familie, maar ek het nie groot geraak met 'n pa nie. Ek het my pa later ontmoet, ons verhouding is baie goed nou, maar ek moet sê ons my ma, my ouma, my aunties, ek haal my hoed af. Hulle moes gesorg het vir ons, paar het vir hulle se boyfriends ook gesorg. Ek wonder jy ook nou hierdie moet jy so 'n lala pipe man wees. Ek moet al iets vies geraak. So ja. Ja. Ashley, Jessie, maar jy het 'n keuse in jou lewe ingemaak om nie in hierdie goed in te val nie. Jy het groot geraak in hierdie huis in waar daar die drugs op die skinkbord vir jou kon aangebied was. Jy kon besluit het of jy dit wil vat en of jy dit nie wil vat nie. En jy het die keuse gemaak. Wat was vir jou die sterke punt in jou lewe en wat het gemaak dat jy dit nie gevat het nie? Sjoe. Okay, ons moes die goed later geverkoop het. Ons moes die goed ons moet die goed gebeer het. Soms op ons of soms het hy hulle genoem gaan pokie goede. Ja, chaf. So dit was ons lewe en hoekom ek nie daai roete gevat het nie, van daar was baie families gebreek. Ek moet sê maar dis vir die survive vir daai jare vir die vroumense, want daar was nie manne nie, hulle moes alles gedoen het wat ook nice was wat my ma ook later gedoen het. Hulle het klere gaan gekoop in Suid-Afrika, Angola goede om ook te verkoop om uit die dinge te kom. Maar die oomblik as jy in dit is moeilik om uit te kom van jy konstant geld. So wat ek gedoen het, het was nou 2008. Toe besluit ek nee man. Ek gaan soek vir my werk. Ek het license. Ek gaan soek vir my werk. My eerste werk doen ek cabling. En van 2008 af tot nou toe ek besluit ek gaan nie daarin. Daar was ouers wat kom gehuil het by ons huis. En gesê asseblief as my kind hier sou kom, moenie daai geld vat. Jam weg. Is my geld. Jong, ons jaar om eerlik te wees, ek voel nie goed daaroor nie, maar ek dink ek was 18 of 19 toe reek 'n groot BMW. Dit was my eie kar wat my ma my gegee het. Van ons jaar was vol al die karre, die noem het Tez, Golfs, Supras, BMW's, Mercedes-Benz. Die ons kom panele se goede. Die ons teken kontrakte dat hulle die kar vir soveel geld geverkoop het. Daai is 'n groot leeg. Daar was niks geld betrokke nie, net drugs. So, ek kan getuig deur vir jou te sê dat wat ek sien op die straat. Ek het nou nie in so 'n huis in groot geraak nie. Ons het weer in 'n huis in groot geraak waar ons die woord geleer was. Elke oggend wanneer ons opgestaan het, soos ons skool toe ry, dan het my pa hulle vir ons in die kar gebid of iemand lees 'n skrif in die kar en dit is ons klein. Ons lees die ma lees en pa sal bid. Want hulle sê ons pa moet eerder bid, want ma bid te lank, verstaan jy? Ma bid tot ons by die skool is, daar is nog niks gesels nie. Maar in elk geval, ja, dit wat die drugs doen in ons gemeenskappe en wat jy kan self mos nog gesien in jou lewe in, is dit nie maklik nie. Dit is nie 'n lekker ding nie. Ons weet van ouers wat huil oor hulle kinders wat by die drughuise lê, hulle kinders wat nagte gaan en hulle se goed gaan verkoop. Hierdie goed het jy beleef, jy het dit gesien wat gebeur. Is 'n nice ding wat jy nou genoem het dat julle het groot geraak en julle se pa het gebid. Ons dieselfde. Maar ek het nie verstaan nie. Die mense verkoop drugs, ons was geforseer om kerk toe te gaan. Maar ek kan nie mense huis toe gebring het nie oor die drugs. Ja. Maar ons het elke Sondag was ons in die kerk en elke Sondag na skool Sundays wat so hierdie youth besigheid toe. Ons moes dit gegaan het. Maar bespreek nee man, dis was wat gaan maak ons by die kerk? Van hier as ek by die huis kom ons 'n drugs besigheid, maar ek moet sê dankie vir my maale wat hulle vir ons gepush het. Vandag kom ek self kerk toe. Yes. Dis wat ek nou wil gesê het. Ja. Jy het miskien gevoel dat jy nee, hoe gaan ek kerk toe maar as doen hierdie goeders nog. Daai was eintlik vir jouself gewees. Ja. Dit was nie dat jy dit vir haar gedoen het nie. Daar was een dag wat my oom, so ek was baie lief vir daai ou. Van ek het baie op na hom gekyk
Hy het nou afgesterwe. Daar was een dag wat hy vir my geroep het agter in ons buitekamer in. Sjoe, vir daai kon ek nie gesê het nie. Want hy was ons witte in die familie in. Toe ek die deur oopmaak. Hulle noem dit dampe. Klompie rook. Dampe, ja. Dampe, ja. So toe ek die deur oopmaak, yes, soos dit net rook daar binnekant. Toe weet ek outomaties wat gaan daar binnekant aan. Dit was moeilik, maar toe draai ek daarom. Van, yes, ek was lief vir drank. Vir drank. Sure. Ek was lief vir drank. Ek was nie lief vir geld nie. Ek het gewerk by plek, ek het nooit geld gesteel of geld gevat of wat so ewe nie, maar ek was lief vir drank, as ek nou gebel drank. Toe gaan werk ek by 'n drankplek. Glory to God. Ai, mighty God. Hy was nou so verkeerd. En ek was 4 jaar daar. En daar het ons die wyn goedkoop. 5 bottels was so R250. So ek het gevat ordentlik. Yes. Ordentlik. Yes. Gevat. Ek het nie gespeel met drankie. En ek sê nie is 'n goeie ding nie, maar ek moet sê ek het vreeslik baie gedrink. Hierso was ek gesteek. 2008. Ek sien hy nok, ja. So ek was gesteek tot in my ore. Tot vandag toe weet ek nie wie het my gesteek nie. Ek ken ook nie hoekom nie. Omdat ek was altyd te ou vol energie. En ek het altyd gehou van goose. Hey man. Jy kan maar sien. En ek het gehou van mooi goose. Ja. Mooi. Van ek kon gedans het en ek het kyk te gaan. So jy het my altyd gesien met 'n shotty. Jy sit jy vandag met 'n shotty. Jy kan sien so ek het gehou van dans. So as hy cherry om gevaarlik go en ek kry hom in die klap in. Jo. Dan move ek. Ja. En mense ek kan move. Hey man. Ons het gesien ek is 'n mover. Yes. Ashley het nou net genoem. Vergewe my asseblief. Jy het nou net genoem van jy was lief vir drank geweest. Sjoe, die Here weet dit self. Wanneer het jy stop tot dit gesit? Of drink jy nog so af en toe? Nee, daai ding was baie moeilik. Nou daai jare was dit goed wat nou is. Hier is nou hierdie goed wat hulle noem non-alcoholic en daai goede. Ja, nou dan drink maar so blikkie windhoek, lemon en so. Maar sjoe, dit was moeilik. Daarom sê ek verstaan 'n ou wat drugs gebruik en 'n ou wat drink. Yes. Daai ou moet jy guide. Van die los moet van hom afkom. Nie 'n storie, nie op pa nie, nie op ma nie. Ja. Niemand. Ek moes gaan gesit het van Jesus. Ek het gemors. Ek het geld gehad. Dan gaan los ek dit by die bar. Ek leg dit my hand op. Tab. Yes. Ek gaan los my geld by die bar. Sjoe. Want ek wil nie daar kom en ek swakkie. Dis al met bugs. Hey. So ek moet wys. So ek het net gewerk vir drank. Ek het daar was hy soos 'n bestoor lief is vir 'n woord. So lief was ek vir drank. Yes. Ek weet daar's baie kykers wat dat nou wat saam met my gedrink het en geweet hoe hulle gedrink het. Soos hierdie T-shirt wat ek aan het. So sit. Ek trek hom met 'n gooi kom vir jou. Dan sê ek is to my fan. Yes. Ek gooi hom vir 'n fan. Ek het geen fans gehad nie. Maar ek maak dat druk hier aan Kalbos. Ja. Daar was een aan my ma was baie kwaad. Sy weet nie van dit. Toe kom sy vir my. Ek het al iets gedra maakams goede. Toe kom sy vir my 'n gevaarlike polo want ek het gehou van swak. Ai man. So toe ek daar by Makiti bar. Die Here moet my vergewe. Toe daar weer, ja, maar is dit jy lyk mos na. Sê ek dis vat hom sommer vir jou te gooi. Ja, dit ook by die Hisko nou se Kalbos. Ai nee, is. Nou is dit was dit ding nie aan 'n cherry was op. Tot vandag. Sy het nie geweet dit is nou nog weer. Ja, sy weet ek het hom weggegee. Eendag het ek en jy gesê as jy sê jy was 'n parfuum ou. En 'n T-shirt ou so. Hy's jy gewees nie. Of is jy nog steeds vandag so? Nee, ek is nog steeds oor 'n parfuum en T-shirts en shorties. Maar hoekom ek baie gehou van parfuum? Ek het net as ek Vrydag gechill het en ek gaan miskien huis toe. Ja, miskien. En ek moet my parfuum van ek gaan eers Maandagoggend huis toe. So die parfuum wat ek gebruik het, my oom het sy goed al gekom uit Engeland uit. So daai goed het ek genok. Van ek reik van Vrydag af tot Maandag. Al wat jy gesteel het. Ja. Nie geld nie. Nee, nie geld nie. Parfuum ek was lief. Daai parfuum was iets anders. Van daai parfuum was nou summer en winter. So ek was nou baie in swak op en ek lieg vir jou nie. En hy sit mos lekker vas. Hy parfuum. So ek het baie verkeerde goed gedoen en ek het baie traffics gedodge.
Daar was nie 'n traffic kan vir my gevang het. Ek was altyd eerlik. Want 'n dronk ou is misdadig. Ja. So Ja. as hulle my aftrek, ek jag weg. Ek dacht dan volg hulle. Daar was een dag wat ons op pad Suid-Afrika was. Toe was nou Desember maand. Niemand kon in die familie ry nie, net ek. Toe kry hulle my hier naby die tronk naby Windhoek Noord. Hulle kom vang my nou, dan wil ek die shot drink. Ai nee. Toe sê hulle my turn around. Toe weet ek nee, is strong toe. So toe ek nou, toe ons nou daar kom by die onder die brug en hulle blaas my, was hoog. My naam was Ashley Maton. Alles was reg. My werkplek was Daniels reg. Nee, was Maton. Toe blaas hulle my, toe sê hulle my nee, kom ons wag nou die toe bel hulle van die Hedda om nou van my te kom optel. So ek is met 'n kar van 'n auntie, haar dogters in die kar en vriende van my sit in die kar in. Toe bel ek nou die eienaar, 'n vriend van my om die kar te kom, maar hulle van my Lisa, hy is 'n vrou se kar. Dat die vrou kom, maar die vrou wou nie gekom het nie want sy was baie kwaad. Toe bel ek 'n vriend, toe kom kry my op die Western bypas met sy VR6. Toe hardloop ek daar op in die kar en ek ry kar daar gelos, toe gaan drink ek verder. Ha? Ek het verder gaan gedrink. Die drank het my geroep. Ja. Toe gaan drink ek tot die Sondag aan toe en toe ek terugkom, daai vrou het my gevloek en geskel, maar okay. Ek het nie gewaar nie want ek was dronk. Ag jene, ja. Vandag is jy 'n beter man. Luister om hier te is waar ek vandag is. Dit was glad nie maklik nie. Die ding is wat ons as mansmense nie weet nie is, dis wat ek gesien het wat baie mansmense doen, want ek het dit ook nog nooit gedoen nie. Ek het gaan stil gesit en gesien maar jesse. Al wat ek doen is drink. En as ek drink, dan staan ek net met nonsens. En ek moes stil gesit het, ek moes die oomblik 'n man weet nie, enige mens weet nie, as jy jou mindset change, dan raak jy 'n betere man. Jy is nie perfect nie, maar jy raak 'n betere man. Jy doen nie weer die goed wat jy altyd gedoen het nie. So ek moes stil gesit en gesê, maar hierdie drank vat my heeltemal op die verkeerde pad. So ek het gaan stil gesit en toe begin, maar ek het daai aan toe ek die drank los. Toe was ek en my auntie se man wat saam gedrink het en toe besluit ek gooi nie my glas uit nie. En toe drink ek daai bottel nog uit. Daai hele bottel uitgedrink en toe hy was 'n Vrydag aand. Ek ken nie of jy ken of van daai jare van Mention nie. Mention was altyd in Veneda. Nee, Nee, man. sal nie weet Ek ken nie. nou nie vir mense nie. Ja, so tydie toe kom Mention in en tydie hoog op met drank. Van toe hang ek dit met ouens wat geld gehad het. Toe hou ek op, dit was baie moeilik. Dit was vrek moeilik want as ek daar kom as 'n Johnny Walker of 'n Jack Daniels. Nou, ek drink jy nie hoe van nie, sê ek nee, nou nie eens later. Los die van ja. As ek maar dit was moeilik en duidelik opgehou vir 5 jaar. Maar dit was tough. Dit was moeilik. Daarom verstaan ek, maar die oomblik jy moet weet nee, dis wat ek ander dag vir Jericho gesê het, jou verlede los nie vir jou nie. Jou as jy 'n drug addict was, as jy baie gedrink het, as jy gehou het van vroumense, daai goed los jou nie tot die dag jy doodgaan. So jy as mens, jy as man of as vrou, maak nie saak nie. Jy moet dit goed self fight en ek moes dit gefight het. Dit was hard in die begin, maar nou is dit baie maklik. Van hoekom as jy jou mindset change, dat change baie goed rondom jou. En die ding is wat baie van ons mans mens nie wil doen nie. Jy wil nie vriende kat nie. En jy moet dit doen. Jy, is waar. As jy nie dit doen nie, niks sal change nie. Jy sal net dieselfde persoon bly. Ashley, vertel nou so lekker vir ons sy stukke, maar ek wil gou vir julle sê, ons gaan gou vinnig op 'n breek. Wees net waar jy is, sit en wag. Maak nog vir jou 'n koffietjie terwyl jy wag en ons is nou weer terug, dan gesels ons weer verder met Ashley Daniels.
Baie dankie dat u geduldig vir ons gewag het. Ons kuier nog steeds saam met Ashley Daniels en Ashley het lekker vir ons vertel nou van sy lewe en hoe hy groot geraak het in die huis wat hy groot geraak het en wie hy vandag is, maar ons is nog nie klaar met wie hy vandag is nie. Ashley, jy het voorheen gepraat van jy het in 'n bar al gewerk. Jy het nog nie verder al uitgebrei die plekke waar jy gewerk het, waar jy vandag is. Oké, waar ek vandag is, het ook nie maklik gekom nie. Soos jy groot geraak het, sal ek altyd sê, my ma was altyd top sales ladies. Hey. Van hulle drugs geseil. Hey, man. So hulle was goed. So as kinders vat jy daai wat jy by die huis kry. Maar ek wou altyd 'n verkoopsman was. Ek wou altyd 'n rep sales ou was. En obvious niks het maklik gekom nie. Ek het maar altyd getry en toe ek het begin by waar ek nou is as 'n drywer en toe gaan werk ek by parte en toe gaan doen ek stock control. So waar ek vandag is ek 'n verkoopsou. Maar wat gebeur het is ek het gesien die een verkoopou, hulle het gewerk Saterdag. Saterdag werk net een ou. So wat ek gesien het op 'n Saterdag is dan kom daar meeste kliënte as al dit beskikbaar Saterdag, dan kom wys die man, sy vrou en wat. Maar as daar wil op testdrives gaan. So as die showroom alleen. So dis waar ek ingekom het. Toe approach ek met my baas en sê dis dat jy hoef nie vir my te betaal nie. Ek wil graag sales doen. So ek begin vang al, ek leer al. So ek wil graag Saterdag verniet kom werk. Hulle gesê nee, jy hoef nie. Toe sê ek nee, ek wil. En jy moet weet daar was tye toe ek dit vir hulle vir dit winter. So ek moes werk toe kom gestap het. Sjoe, uit jou eie wil uit. Uit eie wil uit. So dan sê jy weet ek die teks ek kan gaan, so ek het kom geloop. Maar soos ek daar loop jong, sê ek vir die Here dankie. Maar dan stap jy nou van waar af? Van Pionierspark af Southern Industry toe. En is bitterkoud. Jee. Maar wat nice was, intussenin het die een van die groot baase my sommer gebless met 'n dik jacket. Want het is winter. Die Here het geweet. Die Here het geweet, ja. So wat ek gedoen, ek het Saterdag om gewerk en die ons het gesien, so toe was daar een dag toe approach 11 directors waar ek nou werk. Hulle wil 11 karre van ons klompie brands. So toe wil hulle 11 brands toetsery. En ek was ek stock controller. Toe gooi die baas my in die sales ouens in. So toe werk ek met die hele sales ouens, toe ry ek met die director. Sjoe. En met die kar wat ek gery het, ek geweet die. En ek was eerlik met jou. Ek gesê nee, ek en jy leer hierdie kar saam. En so ons gery, so by een plek gaan geëet breakfast, toe ry ons uit Windhoek uit bietjie Rebord se kant toe by jou Meya. En van daar kom ek weer terug. Ek het dieselfde ding gedoen oor en oor en ek het Saterdag kom gewerk in weekstyd as ek besig is met stock control, dan jab ek op die vloer en so die ouens het gesien, toe roep hulle my in. Toe vra hulle Ashley, as jy reg? Toe sê ek luister, ek is altyd reg. Yes. En dis waar ek ingekom ben vandag in sales in van ek wou en ek het gevra en ek het geleer en vandag doen ek dit en ek het begin met 'n brand wat niemand geken het nie. So jy moet weet, 'n ou wat die baie experience het nie en jy moet 'n brand verkoop wat nie gewild is in die land nie. Was bietjie moeilik, maar ek lieg nie vir jou nie. Ek het gebly push. As ek iets weet, ek sê vir die kliënt, luister, dit weet ek nie nou nie, maar ek bel jou dat ek sê. Wanneer ek ook weet, ja. Ja, en so dat ek gedoen en dat die belangrik wat ek gesien het in sales en wat baie sales ouens nie doen nie, is diens gee. Jy moet verstaan hè, baie kliënte het net tyd naweke omdat hulle werk. So hulle sal iets vir jou, miskien 'n SMS gestuur. Luister, ek was daar so, kan jy my gou 'n prys gee, kan jy my gou dit gee? So dit was nog my geheim. Ek het al die tyd gemaak, naweke. Daar's immer 3 in die oggend wat 'n kliënt iets vra. Jy weet nooit nie. En ek het al die deals gekry, daai laat oggende, SMS of WhatsApp antwoord. Dan kry ek 'n deal, sommer 'n cash deal. Ja. So dis hoe ek my opgebou het en ek was net verskillend. En later hoe begin jump ek. Van enige persoon as jy vir jou iets niets koop of wat 'n bank is of 'n bed, sy's bly. Maar hoe sê ek van 'n kar is mos nie goed koop nie. So ek het al die kliënte geapproach en sê dis waar ek die jumping naam gekry het. En dis toe sê ek vir die kliënte, kom ons jump. En toe begin jump ons. So dis waar ek gesê, toe sê ek my naam is my jumping guru en dis waar ek begin jump met die kliënte. So al wat ek doen is vir die kliënte, ek gee hulle diens konstant. Makkie sak
hoe ek voel nie. Ek sê altyd vir my kollegas, maak nie saak hoe jy voel by die huisie. Jy kan reg goed saam werk toe bring nie. Jene is waar. Daar sal ek nie deals kry nie. So ek moet en daar's nog een ding wat ek moet sê ek het van my ma se kant af as ek die oudste. Ek het nog 3 susters. So daar was een van my susters wat sy het 4 kinders. So ouma nou vir my gebel en gesê die een kind is die ma waar nie oor die kind nie. Hy was weg vir 'n hele week. Ouma het my gebly bel. 'n Kind is 'n groot responsibility. Sure, ja. En dit was nie maklik nie. Ek het vir ouma gebly dodge. Ek antwoord die ouma se calls. Dit was hard vir my. Van daai toe ken ek hoe my partner te sê. My vrou te sê, luister, ouma bel my oor hierdie kind nie. Maar daar was net een dag wat ek kon meestal gebly het nie. Van ouma 77 jaar en ouma kon nie meer met hierdie al 4 kinders nie. En al die kinders is klein. En toe besluit ek daai een dag, toe sê ek my partner, luister, ouma bel my oor hierdie kind. My suster kom gooi die kind daarso en die kind was weg vir 'n hele week en sy het baie drugs gebruik en daai klompie goede. Kan ek nie die kind vat nie? Toe sê sy vir my, weet jy wat, Ashley, ek het gedroom, ek is met 'n babietjie, maar ek ken nie waar sy ma nie. Kan ons nie die kind vat nie? Toe sê ek vir haar, Sjoe. daai is bietjie moeilik. Wag, dit het presies gebeur soos wat dit gebeur het met jou in haar drome. Yes. Ja. So die ding is, toe sê ek vir haar, ek ken my suster. Om 'n kind te vat, vroumense is baie emotional. Ons mansmense, ons is hard. Ja. So as 'n kind hier kom met jokes, sê hy sê, gaan slap. Nog jy jokes. Waarom sommer? Ja. Nu nog klappie. Nou 'n ma sal nou aan die kind nog pamper lang. Ek was baie gepamper lang. Ja. So ek verstaan. So toe sê ek vir my partner, luister hierso. Op 'n einde van die dag moet die ding reg gedoen raak. Dan moet ons maar hierdie kind aanneem as ons eie kind. En ja, dit was moeilik. Daai is die tyd toe switch ek werke. Van toe moet ek gaan werk in die noorde in. En toe baba weg nou vir 'n hele week en toe kry hulle hom by die hospitaal. So ons het nie geweet hoe lank was hy weg hier en wat hy. En ek haal my hoed af van my partner, sê hy kind gevat. Ons het hom gekry op 6 maande, hy is nou 1 jaar en 5 of 1 jaar of 6 maande nou. Sy maak die kind groot as haar eie kind. Sy naam is Pandu Guru. Ek het die Guru naam gegee. Yes. En dit was nie maklik, hy toe hy by ons kom, sy hele klere was nat, sy die hele klere weggegooi. Toe kry sy vir hom nuwe klere en dit is nog steeds 'n sacrifice van my suster het die kind bors gegee. En sy drugs gebruik. So hy het baie effekte gekry van daai goede. So daar's baie ander wat hy nie slaapie, sy bors is nie lekker nie, hoe hy asemhaal. Ja. Ons kon nie geslaap het nie. Van sy asemhangele was heel anderster. Die gevoel hy gaan dood. Maar ja, ek moet sê met my partner die liefde en die aandag en die tyd wat sy vir hom gegee het. Ja. As jy hom vandag sien, yes, is dit 'n happy champ. Hy is so sy pa, hy bring dit in die lug. Ja. So ek gaan my hoed afvaar en is nog steeds 'n sacrifice nog steeds met hom, maar hy is nou 'n heel ander kind. Ons was nou die dag in Swakopmund toe gaan weet soos vir hom vir sy ma en ja, jy kon gesien het hoe bly sy is van sy weet hy's in veilige hande. Jy sal nie sê Pandu Guru is nie ons kind nie. Die mense sal dink is ons kind. Is ons eie kind van die liefde en die aandag. Jy sê daai mannetjie ryk lekker. As mense wat nie by daai man se level kom. Hey man. Ek moet sê my partner sy doen 'n baie goeie job en ek sê dankie vir die Here want dit is nie maklik om 'n kind groot te maak van kleins af. So ja. Dis waar ek vandag is, maar ek moet sê daar was ja waar ek vandag is gekom het waar ek nou vandag is was net sacrifice. As jy nie sacrifice ek praat nou van mansmense. Vroumense, ek hou my hoed af van vroumense, want vroumense sacrifice konstant. So as man moet jy as jy wil verander. Ek praat van experience om drank te los is tough.
Yes. Maar as jou mindset change en as jou vriende change, moet ek vir jou sê dat dan kom daar groot changes in jou lewe in. Jy moet kan jou mind change en jy moet erken jy doen foute. As jy nie dit erken nie of as jy nie wil 'n verandering maak as man nie, sal niks rondom jou change nie. Alles sal dieselfde bly. En een wat ek wil altyd sê is drank los jou nie. Drugs los jou nie. Ek sê nie rehab help nie. Die ding is jy as mens, jy hoef nie rehab toe te gaan nie. Jy kan self verander. Yes, is waarheid. Jy kan self verander. Ek het al gesien, ek het met drank ouens groot geraak. So daar's baie wat dit nie meer doen nie. Dit was 'n eie keuse. Daai ouens het nie rehab toe gegaan nie. Daar was net self gebesluit, die goed val my dan nêrens nie. Ek verloor my familie, my vrou, my huis. Daar's ouens wat hulle se bobkaarte by ons huis gelos het. As hy ons pay, hulle kom al net. En die ouens rookie minder as 50,000 uit. Sure. Daar was een ou wat sy pension was so 300 iets duisend. Daar het hele geld by ons uitkom gerook. 300 en iets duisend uit. Jo. Alles uitkom gerook. En hy moes gaan stil gesit het. En dis ons mansmense se geheim. Baie mansmense weet dit nie. As jy gaan stil sit en jou mind change en sê luister, ek hou op. Luister, dit sal nie maklik wees nie. Dis 'n moeilike pad. Toe ek die moeilike goede gaan al die drank moet los, moes ek self gesit het en gesê luister, die ding is nie goed nie. Ek moes hom los. Die hardste tye al dit is naweke, lang naweke in Desember maande. Nou is die lang naweek nog op 'n Vrydag. Op 'n Vrydag. En jy moet weet, jy word gebel. Is dis ver maar sakant. Kom, das is goed is dat so sê my bra, ek is goed besig is ek pas die kinders op. Ek moes elke keer 'n verskoning en wat nice was, ek was alleen met my kinders. Hy was een wat ek gedoen het. Ek het gedivert na hulle toe. Ja. Ek het my tyd vir hulle gegee. Dan haal ek my neefietjies. We gaan ons dorp toe, gaan sit ons by die park. Ons sit in die dorp en ons het net van goede. Ek moes dit gestop het. Maar dit was moeilik. Daai konsensus, die goed wat jy sien op die movies, die ouens wat krap en hulle se koppe, daai is die waarheid. Ek het deur moeilike goede gegaan. Al wat ek gedoen het is en daarom sê ek weer dankie vir my maale, my ouma, my aunties wat vir ons geforseer het om kerk toe te gaan. Al wat ek gesê die Here Jesus moes daar so. Nou help my om na U te kyk, om deur hierdie goed te gaan. Ek was eerlik met hom gesê ek is lief vir drank. En ek was vrek. Ek was vrek lief vir Richie. Sure. Ja, ek het gedrink op 'n hoë graad. Ek drink dat tipe, as ek my oë oopmaak, as ek ook weer drank. So ek het al seker gemaak, ek maak seker dat's drank. As ek my ankers oopmaak, dat's drank. So het ek gedrink en baie kykers wat van my ken, weet hoe ek gedrink het. Ek het nie gespeel met drankie. En daar waar 'n party is, daar was ek moet praat van Jericho. Jericho se lewe nou heeltemal verander. Ek en Jericho was drinking partners. As ons daar in die studio in. Ek en Jericho en S-Man. As ons daar met 'n liter Richie en 750. Daar wat nie meer gerekord nie. Ons bly pep net. Zeg vir die mense Jericho. J-Twist. The changing guy. Heavens missing an angel. Eindig hy. So ek was baie close met hom en ons het gedrink. Ons drink op 'n maandag. Hy drink ons. Hy gee net vir my sê, hy my gevertrou. Moet sê hy sê vat die popkaart gaan swipe. Dan gaan drink ons. Ons het gedrink. Toe daai was 'n jaar wat hy gewen het. Others of the year of so iets. Toe kry hy 'n kar en my goodness. Jesus, dit was lekker. Jo. En toe wen die man was 50,000 rand. To benefit J. Die dame het ons geweet. Ons was konstant daar. Ons het gebly drink en ek haal my hoed af vir Jericho. En dis wat ek op 'n ander dag gesê het toe hy geverjaar het. Jericho, jy moet weet jou paas sê jy nooit los nie. Jou drank, jou short temper, jou vroumense en whatever jy gedoen het verkeerd was. Nou, die duiwel is vies vir ons. En die duiwel hou nie daarvan nie. Ja. Hy gooi jou met alles. Want jy try nou iets. Hy stuur simmer vir Beyoncé, vir Jennifer Lopez en vir Hailey Berry. Vir wat? Van hy weet ons is swakpunte. En dit wat die duiwel doen, maar as jy nie fokus nie.
Maar ek sê altyd vir ons mansmense, as jou mind change, dan wil jy enigiets probeer. Ja. Want ek weet as jy gaan kwaad raak, soek jy 'n dop. Yes. Die dop wat vir man mos toe lekker. Yes. Want jy vergeet mos. You drink to forget. Maar Ja. môre is jy weer daar so. So dit was 'n groot feit. Ek kan sê Jericho sê weer dieselfde ou nie. Jericho het en hy bly try elke dag. Is tough. Jy kan nie 'n man judge as jy self daar was en ek was daar en is is moeilik. Ek was nou eendag in Swakop en die ouens sê ek jong, nou hoe's dit? Niemand weet ek was in Swakop nie. Daai jare as ek gedrink het, dan weet almal as ek by Usakos is. Dan sê hulle Ashley, ons wag jou by jou joint. Ons wag jou daar, so ons het die papkan gekoop. Ons het gehou van meer drink. So ons koop 'n papkan. Ons koop Black Label en ons koop 'n liter Richelieu en ons koop Namakwa. Namakwa is selfs oor meer. Ja, nee. So ons het hy gehad. Ons het gehou van baie drink. Baie. En as ek drank gesing het, yes. As jy bly. Ja, hy word nog te klein. Hy word te klein. Yes, ek was op 'n ander level. Ja. Ashley, soos jy nou gesels, luister ek en ek hoor jy praat van jou vriend, ou Jericho. Ek het 'n verhoog met Jericho gedeel in hierdie jare wat ons in Reeword geperform het. En Jericho het 'n klein stukkie van sy getuienis het hy gegee op daai verhoog. En daai ding het my getref daai aan. Dis hoekom ek kan saamstem wat jy sê Jericho is heel verander. Ek haal ook my hoed af vir hom en hy's vandag 'n hele ander persoon man. Ek like hom, ek like sy gees. Maar kyk hierso is voor ons nou na die einde toe beweeg. Ek wil graag vir jou. So vinnig. Nee, wag. Ek wil graag vir jou vra. As jy Yes. 'n dance move kon geïnvent het. Yes. Hoe sou dit gewees het? Glory. Wat sou die Hey. hoe sal ek sê? Wat sou die naam van daai move was? Sjoe. Jy kan opstaan, dan kan jy dit doen. Daar's so baie moves wat ek daai jare gedoen het, joh, en ek het gehou van lê, gly en whatsoever. Maar Gly? Yes, ek gly. Ek is skalpers, ek rol. Daar was tyd, dis goed jy benoem daai. Daar was tyd wat in die klub en hy was 'n klub remix waar daar vir 'n uur speel aan net nonsens musiek. Just nonsens musiek daai. Maar so in 'n bottel. Hey man. So daar's ek daar op die vloer. Is 'n boermusiek, is 'n watse musiek. Al wat ek gedoen het en ek het elke danskompetisie 'n bottel gewen. Al wat ek gedoen het. Ek het my T-shirt uitgetrek en ek het die T-shirt geswaai. Moet tog jou T-shirt hier uittrek. Ek wil graag. Yes. Dis al wat ek gedoen het. Ek het my T-shirt uitgetrek en ek geswaai. En ek het gewen. Ja. Daar was hier 'n danskompetisie wat ek nie gewen het nie. Maar daai dans het nog nie 'n naam nie. Maar dis is my favorite move. Ek moet opstaan as ek hou van dans. Daai is van as mense jou vies maak, dat draai jy. Ek dans vir daai move. Dan loop jy net weg van hulle. Oh, Daai is my jene. favorite dance Ai, move. jene. Ashley, jy is 'n baie lewendige persoon. Ek wil op jou hoor, watse skill of hobby wou jy nog altyd geleer het? Behalwe dans, ek sien dans kom ons nou al jare aan. Watse skill of hobby wou jy nog altyd geleer het? Ek wil nie breek nie, maar ek is 'n baie slim man. Okay. Ja, want ek is hier soos moet ek sê Engels. Daarmee 'n Fisies okay. is ek Afrikaans. Okay. So ek wou graag chess gedoen het, maar yes. Nou daai ouens is in slimme ouens is maar altyd tati, so dit het nie by my gepas nie. Want jy moet fokus. Ja. Ek wil mos as ek mos wen, ek mos so ek wou al die chess gedoen het. Ek sal dit eendag try. Die nice ding van chess is ook as jy verloor jy alleen. Jy gee vir niemand skuld nie. Jy gee nie nog vir nes my vrou se skuld. Ons kan nou daai hemper gewen het. Jy sit mos nou nie meer by bottles nie. Ons kan nou daai hemper gewen het en daai goedjies. Ja, nee. Maar chess is die ding. Ek wil graag chess try en soos ek gesê het, dis vir slimme ouens. Ek is maar een van die top slim ouens. Ek is bly. Nee, ek is bly. Ek is 'n Engelse slim man. Engels ja, nog Engels nog by sê. Yes. Ashley, miskien is daar vandag 'n jong man of 'n jong dame wat deur dieselfde goed gaan, wat groot geraak het in 'n huis waar hulle die drugs verkoop was, waar die persoon groot geraak het in 'n huis van miskien
jy was nog nie deur dit nie, maar ek moet dit noem, waar 'n pa die ma slaan, of die ma die pa slaan. Is daar miskien 'n boodskap vandag vir iemand daar buitekant wat jy wil gee? Ek sal begin van ons almal het keuses. Jy het 'n keuse om baie goede te doen, jy het 'n keuse om reg te doen, jy het 'n keuse om verkeerd te doen. En soos jy daar gesê het, Bradley, ek het groot geraak, ek wil nie daaroor praat nie, maar op 'n of ander dag moet jy, daar's mense wat deur dieselfde goed te gaan wat ek deur gegaan het. So ek is 'n baie straightforward ou. Ek sê oor om die bos gaan of wat. Ek sê jy wat ding so ding is of dit lelik of mooi is. My ma het 'n kerel gehad voor sy met hom getrou het en soos gesê het, ek was 'n baie paterige ou en hy was dieselfde soos ek. En eendag toe gooi vir haar met hierdie stoele wat hierdie staal voete het op die rug. So dis die goed wat ek gesien het en toe hy haar gooi, toe vat ek 'n koppie, toe gooi kom op sy oog. So hy het vir 2 weke het hy nie weer toe gegaan nie. So wat ek wil sê is vroumense, ek is baie lief vir vroumense omdat ek met vroumense groot geraak het. Omdat ek gesien het deur wat hulle gaan. As die periods, as die kinders en daai klompie goede. Ek sê al nie vir 'n vroumens, as jy sien daar's 'n red flag by jou ou, moenie jou tyd morsie. Moenie sê jy's lief vir my, want dit is nonsens. En ek sê altyd vir die mansmense, ek was nie die ou wat ek vandag was nie. Ek het maar klompie nonsens gehad en klompie verkeerde goed gedoen. Maar die oomblik toe ek my mindset gaan change, van ek het gehou van klompie cherries. Ek het gehou, jy kan maar sien hoe mooi is ek het gehou van mooier vroumense. Ja. So wat ek wil sê vir die mansmense is, waardeer 'n vrou. Die een vrou wat jy het. En dis wat ek gaan geleer het later. Toe ek my mindset change, toe hoek net van een vroumense. Ek hou nie van baie ouens wat sê ja, jy lieg man. Ons mansmense is dieselfde. Ons almal is dieselfde. Ons mansmense hou van kyk, maar dit hang af hoe jy kyk en wat jy kyk. So wat ek gedoen het is, baie vroumense is mooi, maar toe ek my mindset change om te sê, ek was met een vroumense, ek bly, en ek sê altyd, ons mansmense, ons moet vroumense op ons hande dra. Ek try dit nog, ek maak nog foute, maar waardeer 'n vrou op 'n hoë graad. Van nommer 1, 'n kram is nie maklik nie. Ek het al gesien hoe pyn my mense by die huis en as hulle periods het en wat se goede, vroumense gaan deur the works. So ons as jong mense, veral dies, ek praat van mansmense, vroumense ook, maar vroumense is die Here se skape. Jong mense, as jy nog jou ma en jou pa het, waardeer hulle op 'n hoë graad. Baie goed het gechange nou oor tyd. Daar's phones, daar's WhatsApp, daar's Facebook, daar's visa goede. Jy wil alles soos 'n ander persoon wees. Wat ek gekry het by die huis, my ma, mag nie sak die spyt die dragsgoede nie. Hulle nog steeds vir my die geleer van die Here. Ashley, as jy geld het, jy moet 10 eerste uitdaal. Ek gewoon die Here ticket, my geld vir 'n kerk. Die Here ticket vir 'n nonsens. Maar later so jy goed raak gaan verstaan jy die goede. So ek kan nie sê my ma het vir my reg groot gemaak nie. Hulle het my pragtig groot gemaak. Wat ek gaan gekry op die pad was by die kant. So waardeer jou ma, waardeer jou pa. Soos ek wat is al my pa groot geraak het nie. As my pa my nou bel of sy vrou, die respek is hoog daarso. Ek ken nie wat gebeur het daai jare nie. En nommer 1, hy is nie my storie nie. Ek sê al hy is nie my indaba nie. So waardeer jou ma, waardeer jou pa, ouma, oupa, as jy 'n partner het, waardeer jou partner. En mansmense, kom ons waardeer ons jou meisie, jou vrou en jou ma, waardeer hulle. Stick to one partner. Daai is moeilik. Maar soos ek sê, 'n mansmens, as jy jou mind change. En wat baie mansmense nie weet nie. As jy in een verhouding, wat jy as mansmens, ons doen maar baie verkeerde goede. Moenie jump na 'n ander verhouding nie. Sit eers stil en sien maar, ja, dis wat ek fout gemaak het. Dan maak jy reg voor jy weer daai vroumens gaan breek. Want daai vroumens gaan breek weer 'n ander man en jy gaan breek weer 'n ander vrou. So maak jouself met jou reg. Mansmense, as jy hierdie ding change, jou ngonto. Nee, as jy 'n goeie man, dan is jy my vriend. Maar as jy my vriend wees, ek gaan jou eerste ding wat ek jou vra is,
your mind. Daar was eendag 'n vriend toe kom reik uit loeders toe sien jy op sy status, hy huil toe bel kom. Toe vra kom, Jesus, wat het jy weer gemaak? Dis ek hom gevra van ek weet ons mans moet staan nie by ons, maar ons hou van huil. Ons huil vir enige ding. Ligtrane daai. So toe bel ek hom toe sê hy vir my wat hy gedoen het. Toe sê ek vir hom luister, nou moet jy regmaak. Hy van as jy nie regmaak nie. Sy kom nie weer terug. En sy nie weet ek is so lief vir daai vrou, maar sy het nie weer teruggekom na hom toe nie. Want sy het haar values geken. Toe sê ek vir hom volgende keer as jy weer cherry kry, waardeer haar. So ja. Dis maar wat ek wil vir die mense sê. Yes. Ashley, jy bemoedig ons so mooi en ek wil ook self vandag 'n bemoediging daar buite kan gee. Soos Ashley gesê het, ek ken baie klomp mense wat nie met 'n pa groot geraak het of met 'n ma groot geraak het nie. Een van die twee het die persoon mee groot geraak en vandag het hierdie persone beter uitgedraai as wat hulle kon gedink het, hulle kon uitdraai en ek wil graag ook vir iemand daar buitekant bemoedig dat die Here is jou enigste uitweg. Ek dink nie daar is 'n mens wat sal kan doen wat hy kan doen nie. Want as dit nie vir die Here is, waar sal ons wees? Waar sal ek vandag gewees het? My ouers kan vir my hoe mooi groot gemaak het. My ouers kan vir my alles gegee het in die lewe in, maar as ek die keuse self moes gemaak het, ek was ook stout geweest. Ons het ook Vrydae dan. Ek moet seker maar eendag my getuienis ook hierso gee. Ons het baie Vrydae het ons gegaan. In fact, elke Vrydag het ons gegaan van die daai het nog skool gegaan. Gaan ons jeug toe. Gaan ons van die jeug af gaan ons al die kinders gaan lei ons af. Gaan ons dans toe. Nou ons is baie lief vir die dans, ook vir goose. Want ons was die Big Five, en die Big Five was allemaal single. Ons allemaal was single gewees. So as jy vir ons gekry het, dan was ons in hy wit golf gewees, hy MK1, en hy is gedrop, en hy is gewas. Kyk hier, hy kar is gewas, en ons is gewas. En ons kom by die dans aan, en dan geniet ons lekker, en ons drink, wat is die goedse naam? Apple juice en watse juice. Ons gaan net om te gaan chess. Later aan, door ek het nie meer chessie, maar ek sal die story sal ek eendag vertel. Dus nog nie meer chessie. Maar as ek die keuse self gemaak het, om op te hou met waarmee ek bezig was, waarmee ek myself mee geomring het, en vandag het ons as vriende die eie keuse gemaak om te sê, nee man, ek wil nie meer nie man, ek kan nie meer nie, ek wil nie so lewe nie, ek kan nie naweek na naweek, haal ons soveel R1000 uit, vir die goed. En ek wil 'n jong man en 'n jong dogter vandag daar buitekant wil ek bemoedig en vir hom sê of vir haar sê dat dit is nie jou enigste uitweg nie. As jy gedink het dat drank is die uitweg, sê ek vir jou vandag, dit is nie die uitweg nie. As jy gedink dat drugs is die uitweg, dit is nie jou uitweg nie. Sommige kere voel ons dat ons bid teen die dak vas. Maar ons bid nie teen die dak vas nie. Wanneer die tyd reg is, gaan God vir jou gee wat jy moet het. En wanneer die tyd reg is, gaan die Here jou verander, maar jy moet ook wil verander. Soos Ashley genoem het, dat ons as manne moet hy eie keuse maak. Jy moet hy keuse maak om te sê, okay fine, ek waar nou nie meer met ander goose nie, ek waar nie meer met die ding, ek waar nie met die ding nie, want as ek die keuse maak, dan gaan niemand die keuse vir my maak nie. Ek sal nie verander, ek sal dieselfde persoon bly, dag na dag na dag, sal ek dieselfde persoon bly. Ashley, ek wil vir jou sê, baie dankie, dat jy gekom het, vir al die luisteraars wat ingeskakel het, dit was weer eens, 'n voorreg en 'n eer gewees, en baie dankie vir julle feedback, wat julle altyd vir ons gee, dit is regtig ware eer vir ons, en al die comments en die goeie comments wat ons kry, die feedback van mense af. Ashley, enige laaste woorde, baie short en sweet. Soos ek sê, nee, as jy die ouers of die persoon is wat try om 'n beter persoon te wees, weet dit net, die duiwel sal jou nie los nie. Die duiwel sal jou bly fight, dag en nag. So dis wat ek gedoen het. Al wat ek gedoen het, is ek het die Here gevra om vir my te help. En hy bly help my elke dag. Hy help my elke dag. Is 'n konstante fight. Maar ek moet sê,
As jy die ouers of die persoon is, of wat 'n man of 'n vrou mens is, jy het besluit jy wil opbou, jy wil 'n betere pa wees, 'n betere ma wees. Bly by die Here, vra by die Here help en luister, soos ek gesê het, naweke, lang naweke, Desember maande sal kom. So jy moet altyd try om nie daar te wees, veral met jou vriende wat verkeerd was, wat jy gehad het, wat jy gevoel het, want jy moet weet, baie mense forsie, jy die keuse. Die ding is, en ek het baie in dit gefeit, en as ek al by die cirkel van die vriende kom, automatisch drink jy net saam. Yes. Want jy moet die ou wees, want die ouwe sê net so, jy is 'n moffie, maar jy is 'n malala pyp, en mans mense wil nie gesê, jy is 'n malala pypie, dan pepek. So, as jy die ouwes wat try om nie meer te wees wie jy was nie, ek hou my hoed af vir jou, dit sal nie makkelijk wees nie, dit raak ook nie makkelijk nie, maar dit raak net beter, van jy raak 'n beter persoon, en baie mense kyk op na jou. Dankie. Ashley, baie, dankie vir jou tyd vandag, dankie vir die bemoediging, wat jy die mense gegee het, ek wil vir almal sê dankie, wat ingeskakel het vandag, en ons waardeer, en ons sien julle weer die 21ste September, sien ons julle weer, waar ons nog 'n dinamiese jongman op hierdie program gaan sit, hou alle pages, hou dit net dop, en jy sal sien met wie kuier ons volgende keer op die rusbank, en ons gaan dit lekkerder maak, en hierdie episode volgende, gaan hierdie oukie kom, en hy gaan sing vir ons, en hy gaan sy getuienis gee. As Ashley kon gesing het, dan sou hy gesing het, maar ja, baie dankie weer eens, dat jy ingeskakel het, op nog 'n program, van Kuier op die Rusbank met myself, Bradley Jonathan, ons waardeer. Mooi aand.